Wanneer lyding 'n kansel word en lofprysing die deure oopbreek. Paulus en Silas doen die regte ding, maar beland in die tronk. Hulle is geslaan, bebloed, hulle word vasgeketting in die tronk. Geen regverdige verhoor nie, geen verduideliking nie. Maar hoor mooi, middernag word nie hulle breekpunt nie, dit word hulle kansel. In die donkerste deel in die tronk, met hulle voete in blokke vasgebind, begin hulle bid. Hulle begin met lofprysing, hulle kla nie, hulle vra nie, hoekom ek nie, hulle prys die skepper van hemel en aarde, en die gevangenisse luister. En toe is daar 'n aardbewing. Deure vlieg oop, kettinge val af, maar die grootste wonder is nie die oop deure nie, dit is 'n hart wat oopgegaan het. 'n Tronkbewaarder wat selfmoord wou pleeg, vra skielik, wat moet ek doen om gered te word? Die antwoord is eenvoudig, glo in Yeshua, HaMashiach, die Messias, en jy en jou huis sal gered word. En daardie nag word wonde gewas, harte verander, 'n huis gedoop en vreugde herstel. Jy sien, lyding het lof gebaar. Lof het verlossing gebring. Verlossing het vrug gedra. Wil jy leer hoe Abba Vader vervolging gebruik om sy koninkryk te vermeerder? Kyk die volle diens van vervolging tot vrug op YouTube.